Terwille van die opname, dis Dominee Frans Joubert van Lewende Hoop wat u praat op 10 Mei 2026. Ons tema is die tweede, die vyfde en die nuwe gebod. Kom ons bid saam. Abba Vader, hoe heerlik is dit om die voorreg te hê om u te kan aanbid en u te lofprys en te verheerlik. Dis wonderbaar om ook u naam te ken. En te weet dat u elkeen van ons ook by die naam ken. Dankie dat ons u naam kan oplig, dat ons u naam kan verkondig, en ook die blye boodskap van u evangelie kan uitdra aan ons naastes. Dankie dat u ons ook die dieper dinge rondom u naam en gebooie vandag vir ons bietjie oopmaak, want ons weet dat u gebooie is perfek, en dit is daar om ons te rig en te lei. Amen. Kom ons lees saam Exodus 20 vers 12, die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat Jahweh, jou Elohim, aan jou gee. Nou, almal van ons wat min of meer in normale huishoudings groot geword het, of nog besig is om groot te word, aanvaar hierdie gebod as respek en gehoorsaamheid aan ons ouers. En in die Nuwe Testament word dan ook vir ons bevestiging gegee en so 'n bietjie meer daaroor uitgebrei. Kom ons lees Kolossense 3:20. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is vir Jahweh welbehaaglik. Efesiërs 6:1. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in Jahweh, want dit is reg. En dan vers 2 en 3. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Nou kortweg beteken dit vir die meeste van ons dat ons nie net moet hoor nie, maar ook moet luister wat ons ouers sê. Dat ons hulle opdragte moet uitvoer en doen wat hulle sê en so gehoorsaam wees. En dan is die belofte dat ons lank sal lewe, soos herhaal in Efesiërs 6 vers 3. Nou hierdie gebod hou egter baie meer in die oorspronklike as wat ons in ons Afrikaanse taal alleen lees. En ek wil erkenning gee aan 'n sekere dokter C.R. Kotse, wat in die laat 30er jare 'n baie insiggewende preek hieroor gegee het. En ek gaan so enkele gedeeltjies daarvan ook uitlig, saam met die verborgde dinge wat in hierdie gebooie opgesluit is. Nou Paulus skryf destyds aan die Korinte dat hulle liefst die Bybel moet lees soos wat dit daar geskrywe staan. En ons moet nie iets probeer inlees nie en inligkunde pleeg nie. Kom ons lees 2 Korintiërs 1 vers 13. Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan. En ek hoop dat julle dit ook so tot die einde toe sal verstaan. Dus moet jy en ek die Bybel eerstens lees en dit wat daar staan letterlik opneem, en dit nie dadelik vergeeslik nie, tensy dit in beeldspraak geskryf is, metafories gestel is. Hier word gepraat van die skape van sy weide, en die een van ons het woljassies in ronde oortjies, né? So jy moet verstaan as hy daarvan praat. Maar mense, en ek wil dit regtig beklemtoon, ons moet daarby verstaan dat dit vertalings is wat ons lees. En laat in die oorspronklike tale baie meer vervat is as wat ons in ons taal lees. En daarom is dit goed as jy Bybelstudie doen om regtig na 'n paar ander vertalings ook te kyk. Nou met die 5de gebod het dit eerstens definitief betrekking op die kind se gesindhede en optrede teenoor sy ouers. En ook self ouere mense, om hulle te eer, te respekteer en te gehoorsaam. Minstens sover dit moontlik is, binne die perke wat uitvoerbaar is, binne reg en geregtigheid. As pa nou verkeerde dinge aanvang of maak, moet jy nie dit navolg. En tot die mate van volwassenheid met 'n eie gesin en verantwoordelikhede wat dit toelaat. As jy klaar groot is, dan ja, eer jou ouers, maar jy kan nie dan elke bevel van hulle gehoorsaam. Ons behoort so ver moontlik ons ouers dan ook nog steeds te gehoorsaam, maar in terme van Matteus
22 vers 39, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou dan is daar in die 5de gebod die verskuilde, maar duidelike betekenis eerstens, dat ons hemelse Vader moet eer en lief hê, want hy is eerstens ons Vader. Die skrif sê self, dat ons mag niemand Vader noem, behalwe ons hemelse Vader. So ek dink jy sien dit duidelik in. En ons moet ons volk net so eer en lief hê, want die volk in die breë begrip is die moeder van waaruit ons kom, waaruit ons voorkom. Ons volk is ons gesamentlike moeder, in aanhalingstekens, waaruit ons as huidige geslag ontstaan het. En ons is dan ook moreel verplig om hierdie moeder as ons volk te eer en te respekteer. Sou ons dit nie doen nie, met alles wat dit inhou, dan sal ons gaan volksvreemd raak. Ons gaan ontwortel raak van ons herkoms, van ons tradisies en ons erfenis, en van ons eie, dit wat ons behoort. En daarom is die eie van 'n volk werklik verskriklik belangrik. Né? En ag die Vader dit net so belangrik, want hy sê in sy skrif, dat hy het elke volk se grense en sy lot bepaal. En dit hou ook baie meer in as net grense en lot, né? Maar kom ons lees vir u Deuteronomium 32 vers 8. Toe die allerhoogste aan die nasie se erfdeel gegee het, toe hy die mensekinders van mekaar geskei het, het hy die grense van die volke vasgestel, volgens die getal van die kinders van Israel. Nou, ons wil nie daarop uitbrei nie. Daarby is ons bevoorreg om te weet, dat elkeen van ons stam vanuit die Bybelvolk Israel. En verder terug tot by Adam, as die geskape beeld is van Elohim, en ons moet dit net so eer en respekteer, uit dankbaarheid en uit liefde. Juis omdat ons as die boerevolk en ander blanke volkere van die wêreld ons identiteit grootliks begin verloor het en ons in verval begin raak het. Dit bring ons by die tweede gebod wat as volg lees. Eksodus 20 vers 7. Jy mag die naam van Jahwe, jou Elohim, nie uitelik gebruik nie, want Jahwe sal die een met sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Eintlik nie baie lekker vertaal nie. Die begrip naam is feitelik vir almal van ons 'n verbale uitgesproke klank, né? 'n naam as 'n klank. En vir sommiges het dit meer betekenis. Baie van ons weet al wat Jahwe beteken. Die een wat was, wat is en sal wees, die groot ek is, né? Die ewig lewende. Deurdat daaraan in die oorspronklike tale 'n betekenis toegeken is. En dan beteken dit iets baie spesifieks, né? Maar name in die algemeen is nie noodwendig beskrywend van die persoon waarop dit dui nie, soos met meeste Bybelse name. Anders is dit, en baie name vandag van ons volksgenote, is net 'n spesifieke, sal ek sê, klankwoord, né? Wat dui op 'n spesifieke persoon. Eintlik sonder enige betekenis in iets wat net mooi klink. Ek het al gehoor hoe praat ouers wat 'n baba verwag, die naampie of daai naampie, en dan hierdie een klink vir my mooier. En eintlik weet hulle nie wat dit beteken nie. Dis word name baie keer gegee in die mode van die tyd. Nou familiename het juist bietjie in onbruik begin verval, omdat die betekenis daarvan grootliks verlore gegaan het en selde nog beskrywend is van die persoon self, soos wat 'n bynaam dit baie keer sou doen. Ons het al vertel, veral op die platteland het mens baie keer die kostelikheid van sulke beskrywende byname gaan. Daai typerende byname soos ou Groot Koos, almal weet, Koos het 'n statuur, né? Of Rooi Jan, of Klein Jan, of Oom Saksaar. En dan weet almal wie die persoon is, né? En dit beskryf iets van die persoon, en ons het dit al genoem. Wanneer ons nou na ander plekke in die Bybel kyk, waar die begrip naam voorkom, dan sien ons moet dalk met 'n bietjie nuwe oë na die begrip naam kyk, en veral na die tweede gebod. Kom ons lees Jesaja 43 vers 7, net om so 'n bietjie kontroversie aan te spreek.
elkeen wat na my naam genoem is, en wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer het, wat ek ook gemaak het. Nou, hierdie teks klink snaaks, né? En dit is treffend en baie duidelik, dat niemand, geen aardse persoon, na die volle name van die Skepper genoem is nie. Stem julle saam? Wat staan nog elkeen? Nou, terwyl ons as volk almal groot geword het, of die meeste van ons, met groot ontzag vir die vertaalde heilige name wat in die Bybel gebruik word, vir ons Vader en ons Skepper en Verlosser, en baie keer in een kan krimp wanneer ons hier buite hoor dat mense dit sommer klakloos en kruig gebruik, en baie keer sommer as vloekwoorde gebruik, né? Hou dit baie meer in as wat ons besef. En is met dankbaarheid dat baie van ons al die getranslitereerde name van ons heilige Godheid, vanuit die Hebreëus naamlik Jahweh, Yeshua en Yahuwah al ontdek het, né? En dan sê iemand nou ander dag vir my, maar hy voel nie meer vreeslik beswaard, of ernstig sal ons sê oor die ou gewone name wat in die Bybel staan. As iemand dit nou 'n bietjie misbruik nie. Ongelukkig weet ons wie word bedoel. So, dit bly 'n probleem. Dit is in ons Afrikaanse en Engelse Bybel so vertaal. Baie mense voel al 'n bietjie meer gerus en sê, dit is gelukkig dat die baie wêreld nie die regte heilige name van ons Godheid ken nie, want dit sou eintlik baie erg gewees het as Jan Rapp en sy maat ook hierdie name as vloekwoorde en algemene sêgoed gebruik. En ek dink daarmee vereenselwig ons almal. Soos wat dit baie keer in Hollywood se Joodse propagandistiese media gevind word, en veral in die meeste flieks is wat deurspek is met hierdie Bybelname, soos wat dit vertaal is. En dit word dan sommer gemeng met al die F-woorde. Terug tot by Exodus 20 vers 7. Jy mag die naam van Jahweh, jou Elohim, nie eintlik gebruik nie. Ons gaan na die woorde kyk. Want Jahweh sal die een wat sy naam eintlik gebruik nie, ongestraf laat bly. So terug tot by hierdie term naam. In die Hebreëus is die woord naam in die tweede gebod letterlik Shem, of uitgespreek as Shem, soos Asistel in Engels, né? En dit is ook dieselfde naam as die oudste seun van Noag, wat net gewoonweg as Sem vertaal word. En verder word die naam, die woord baie keer net as naam gebruik of vertaal in die ander tale, wat meestal korrek is. Maar, as ons na die dieper betekenis kyk van Shem, of Shem, is dit baie interessant wat 'n klompie hooggeleerdes en gesaghebbendes betekenisse gee, wat bietjie ander lig hierop werp. Sommige sê dit stam af van die Arabiese of die Hebreëse woord wat merk of kenmerk beteken. Soos op Engels mark of brand. Dit praat van 'n brand. En dit is eintlik 'n uiterlike teken om die een ding van die ander te onderskei. Nou, een van die gesaghebende bronne sê die woord Shem het inderdaad die volgende mooi en belangwekkende betekenis, en ons gooi dit vir op die bord, 'n uitstaande merk van onderskeiding of uitnemendheid. En hier word van die Adam gepraat, né? Julle sal sommer net nou sien. 'n Teken van meerderwaardigheid en uitnemendheid om aan te dui aan alle opvolgende geslagte dat daardies die ware oorspronklike regeerders was aan wie almal ondergeskik is. Ons is veronderstel om te eers as Adamiete. Die woord Shem se basiese en eerste betekenis is dus nie naam nie, maar dis jou uiterlike individualiteitskenmerk van onderskeiding van 'n persoon wat hom of haar uniek maak, in kort dan ook beeldnis. Daardie uiterlike voorkoms wat jy en ek, die kenmerk van onderskeiding of afsondering, om 'n persoon, hom of haar, uniek te maak, beeldnis. So naam is in die vertaling, dis bietjie verkeerd. Dis slegs die tweede afgeleide betekenis. So, in die Afrikaans, in goeie Afrikaans, sou ons dan kon praat van onderskeidingskenmerke of beeldnis. Dis wat dit beteken.
En dit gaan hierdie gebod heeltemal verander, né? Die oudste seun van Noag se naam is Sem, van wie alle Semiete afstam en ook alle Israeliete. Terloops die ras-egte Basterjode van vandag, ek noem ras-eg in aanhalingstekens, hulle konstateer en erken self dat hulle afstam van Askenas, die kleinseun van Jafet. En hulle stam dus nie van Sem af nie. En is hulle dus van Jafet en nie van Sem of dan Semities waarop hulle aanspraak maak. Antisemitisme is inderwaarheid om anti-blank te wees en nie anti-Joods nie. En ek hoop jy sal hierdie goed onthou. Nou, die grootste deel van die Jodendom, net ter inligting, is meer as 90% van Khazariese afkoms, Khazar afkoms, né? En hulle is eintlik 'n Mongoolse ras, baie keer met hulle veter oor, né? Jy ken dit, die Japaneese en die Chinese en sulke, né? Wat 'n kenmerk is van bloedskap. Ken almal dit, weet almal dit? Die Jode veral het kort nekke, hulle nekkies is almal so half korterig en hulle het baie keer soke dik omkrullippe en blasvelle en harig soos esel met donkerbruin en swart oë. Ons kan verder uitbrei, maar ons moet daar stop. En dis 'n basterras wat Johannes die Doper en meester Yeshua self veroordeel het as fisies die kinders van die Satan of die duiwel self. Hy noem hulle die ander geslag. Genema Ekipna of Ekipno. Meer korrek vertaal as julle genetiese afstammelinge van die ou slang wat die duiwel is. En dis sy uitspraak. Jy en ek kan dit nie verander nie. En dit is my tragies hoeveel van ons mense verafgoed die Jodendom daarbo. En ons het sulke familie op. Lees Johannes 8 vers 44 en kom ons lees net Matteus 23 vers 33. Die uitspraak oor die Jode, slange, addergeslag. Hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? En as Messia dit sê, het ek vir hulle baie slegte nuus, hulle gaan dit nie ontvlug nie. Sem as seun van Noag, dui in sy naam dus op die uiterlike individualiteitskenmerk of die beeldnis van die opregte Adamiese ras. Want daar staan geskryf dat Noag en sy seuns was opreg in ons Afrikaanse vertaal. Dit beteken nie hulle was sulke goeie ouens nie. Hierdie woord opreg, ons het dit al behandel, is die woord Tamim. Op Ligtestrand is nie Tanzanië, is Tamim. Wat ras-eg blank beteken. Pedigree white, is hier die Engelse woordeboek vir ons. So Sem se naam verteenwoordig dus hierdie spesifieke uiterlike voorkoms van alle Arabiete, Semiete en ook Israeliete. En weet jy wat? Dis blankheid. Dis hierdie kleur, velkleur. En ons moet onthou dat die Adam is in die beeldnis van Elohim geskape. So hy lyk dus fisies soos die Godheid, soos Elohim, soos Yeshua. En ons weet die Godheid is 'n drieledige wese, gees, siel en liggaam. Né? Soos wat ons ook is, soos wat Elohim, Vader, Seun en Heilige Gees is, maar hy's net een Elohim. Het is interessant om dan ook na die betekenis van die naam Heber te kyk. Een van ons voorvaders wat in die Bybel genoem word, die patriarg as stamvader van alle Semiete en Israeliete. Dit beteken hierdie kant, of oorkant, soos in die hiernamaals regheid. Dit is nogal 'n interessante naam. Terug by die bekende vertaling van hierdie gebod. En ons gaan kyk na die woordjie uitelik. Dit is eintlik verkeerd vertaal. Die woordjie daar is shor in Hebreëus. En volgens al die gesaghebende kenners kan ek sê, almal sê, dit beteken vernietiging, verval, dekadensie, agteruitgang. Die Engelse sê ruin, something is ruined. En die woord shor, wat vertaal is as uitelik, beteken eintlik glad nie uitelik nie. Net so min as wat die woord gebruik, reg vertaal. En eintlik is daar nie so 'n begrip soos uitelik in die oorspronklike Hebreëus nie, wat eintlik vir mense 'n bietjie 'n skok is, as jy dit navors. So,
een woordeboek, en dis daai grootte van my, met die 12 volumes, die sê, niksheid, leegheid is die belangrikste een, saam met waardeloos maak, skyn, in ander woorde, iets is vals, nietigheid, vrugteloosheid, ydelheid, onwerklikheid, enigiets wat teleurstel in die hoop waarop dit rus, of dus dan om hoop te verydel, valsheid, leuenachtigheid, nutteloos, verwaand, sonde, boosheid, rampspoed, onheil, ellende, vernietiging, om te laat verval, en dan die baie belangrike een, waardeloos maak. Dis wat die woord eintlik is. Dit dui dus op enige iets wat waardeloos of sonder substansie is. Daar's nie put in, soos die woorde gesê het. Dis onweeslik of dis onwesenlik gemaak. En as jy die bronne wil gaan naslaan, daar's ouens soos Harris Archer en Waldke, Strongs en al die gesaghebende konkordansies wat in lyn is daarmee. Net so die woord NASA of NASA, as party praat van NASA, wat vertaal is as gebruik. Dit beteken oplig. Heel eerst. Nou, hoe sê jy uitdruk oplig? Dit klink nie reg nie, hè? Die gesaghebbendes soos byvoorbeeld Zodiatus weergee Shaw beteken niksheid, ook leegheid. Dis die ander woord, maar dan sê jy gebruik om op te lig, te dra, te neem, te vat. Om op te lig, te verhef, om te dra, om jouself te verhef, om trots of hoogmoed te wys, of om op te lig. En nou voel 'n ou maar hierdie gebod is nou 'n bietjie deur mekaar. Dit klop nie lekker nie, né? Om te vat is een van die kerndinge, en dan sien 'n mens as idiomatiese uitdrukking in ons boeretaal praat daar dat die manne vat vrou, om vrou te vat, né? En die ou dae het hulle self die vrouens gesteel. Ingelyks praat ons ook in Afrikaans van vrou vat. Nou wanneer ons na hierdie twee Hebreëse woorde dan so in diepte kyk, is dit baie moeilik om by uitelik gebruik uit te kom. Mens weet nie waar kry die vertalers dit regtig vandaan. Nou ons weet dat dwars deur die Bybel die volk Israel verbied was om te vermeng met die ander nasies en dat hulle suiwer moes bly en so getrou te wees aan Jahwe Elohim. So hier in die tweede gebod word dan duidelik dat die uiterlike individualiteitskenmerke, ons beeldnis van Jahwe nie aangetast mag word nie. En dit dui ook dan daarop dat in hierdie gebod die volk onder andere verbied word om te vermeng. 'n Hervertaling van die tweede gebod sou dus dalk so kon wees, en ek gee erkenning aan Dr. Teens Botha. Hy het dit so vertaal. Jy mag nie vrou vat of trou as dit jou uiterlike individualiteitskenmerk van Jahwe, jou Elohim, waardeloos maak nie. Want Jahwe sal elkeen wat vrou vat en sy onderskeidingskenmerk waardeloos maak nie ongestraf laat bly. Dis 'n ander vertaling. Gee 'n bietjie insig. So met die afgeleide en hoogstens tweede betekenis van die woord Shem, so Shem en Shaw en Nasa, kan as hoogtes daarop dui dat die naam wat dui op hierdie uiterlike voorkoms of kenmerk of beeldnis van Jahwe Elohim, jy mag dit nie onteer nie, jy mag dit nie vernietig nie, dit mag nie waardeloos gemaak word nie. Dit is wat hy is en hoe hy lyk. Ons mag dit nie laat verval word deur dit in leegheid te sê of te uiter nie. Nee. Of aan te wend in ons lewenswandel deur verkeerde voortplanting en so sy beeldnis te vernietig en waardeloos te maak. Sien jy dit in? Is dit met ons? Die Adamiet en uitleg, die Adamiet, elke Israeliet, en dis elkeen van ons, en net so ons as blanke afstammelinge van die Adam en van Israel, dra dan die volgende uiterlike kenmerke van Jahwe Elohim. Dus eerstens sy beeldnis en gelykenis, Genesis 1 vers 27 en 28, ons het dit al behandeld, Selem en Demoed,
waaroor ons al gesels het. Dis jou fisiese voorkoms, né? Jou tselem en jou demoed is jou geestes- en sielsdimensie. Dan kan ons dit skei. Die gees, dis daardie deel van die gelykenis van demoes, né? Dis die asem van Jahwe wat hy in ons ingeblaas het. Dit moet ons bewaar, ons mag nie vermeng nie. Malagi 2 vers 10 tot 17 en veral 2 vers 15 en 16. Deur wedergeboorte kry jy weer daai asem terug en jy word jou geestesdimensie weer lewendig gemaak. En dan derdens die Adamiese stof, Genesis 2 vers 7. Dis deel van hierdie fisiese voorkoms wat jy en ek het. Nou daar kan nog in baie meer diepte gekyk word na hierdie begrip naam, maar ek dink dis voldoende vir vandag, né? En soos ook met naamgewing en noem van 'n naam in sy heilige naam. Die gevolgtrekking wat ek hoop by elkeen van u tuisgebring is, né, is dat jy en ek mag nie die uiterlike voorkoms, uiterlike individualiteitskenmerke as die beeldnis van ons Skepper Vader wat ons onderhou in enige manier waardeloos maak nie. Jy mag nie vermeng nie, jy mag nie verbaster. Jy moet dit in stand hou. In Psalm 8 en in meester Joshua se woorde sê hy ons is gode of skaars minder as engele wesens. En dan is dit jou en my taak en roeping en opdrag om te sorg ook dat ons nageslagte daardie, om daai lekker ingewikkelde woord, uiterlike individualiteitskenmerk van afsonderlikheid as Jahwe se beeld is, dat ons dit sal behou en nie deur vermenging sal verloor nie. Sodat Jahwe se naam, in aanhalingstekens dan, nie waardeloos gemaak word. Afgesien daarvan dat dit voor die hand liggend is, dat ons nie sy naam as 'n uitgesproke, sal mens sê, woord, klank, ooit in leegheid mag uiter en so gebruik. Die selfs wat dit doen, sal nie ongestraf bly nie, né? Soos die woord sê. En die nageslag uit so 'n oortreding gebore, hulle is permanent verdoem. Dis nie wat ek sê nie, dis wat die woord sê. Ander dag sê iemand weer vir my, maar wat van die arme kleurling kindertjies? Dis nie alles skuld nie. Ek sê, wat daarvan? Dis nie my skuld. Dis die woord wat so sê. Kan ons moontlik hierdie gebod korter vertaal as volg? Eksodus 20 vers 7 as tweede gebod. Jy mag die naam van Jahwe jou Elohim nie in leegheid gebruik nie, of sy beeldnis skaad en waardeloos maak nie, want Jahwe sal die een wat sy naam of beeldnis so waardeloos maak, nie ongestraf laat bly nie. Baie dankie. Ek sien 'n hele klomp koppe wat instemmend knik. So, mag ons hom maar so vertaal? In die lig van die voorraad? Kom ons kyk weer na die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat Jahwe jou Elohim in jou gee. Eksodus 20 vers 12. Wanneer ons ouers in die eerste plek eer, is dit wanneer ons groot geword het en volwassenheid gebruik word, en ons dink daarom om te trou, dat ons die regte lewensmaat sal uitsoek, om nie die 2de en die 5de en eintlik ook die 7de gebod te laat oortree. En ons het met die vorige boodskap so 'n bietjie gesels oor egbreek en wat dit alles kan behels. Maar een belangrike aspek is dat jy nie die egtheid van 'n saak mag versteur nie. En dit is presies dieselfde in Eksodus 20 vers 14 en Deuteronomium 5 vers 18. Jy mag nie egbreek, verwaster of vermeng, en ek voeg in tussen rasse nie, die egtheid van 'n saak of iets versteur nie. Of as kan hom so vertaal, jy mag nie egbreek, die egtheid van iets versteur nie. Ons mag nie die naam in aanhalingstekens, die shame, die beeldnis van Jahwe waardeloos maak. Die nageslag moet suiwer wees en ons kinders moet so geleer word. Dis daarom van die skrywer van Spreuke, en dis nou so 'n bietjie lig vertrap,
sê dat ons die roede nie moet spaar nie, met die opvoeding. In Spreuke 13 vers 34 sê Jahwe, wie sy roede terughou, haat sy seun en hy voeg by of dogter. Maar weet jy wat, hoeveel ouers is daar? Ek lees gereeld daarvan, mense bel myself, iemand het my nou die afgelope 2 weke gebel, en sê, ek is ratel met my dogter. Sy is besig om haar kinders in die hel in te stuur. En ouma het nie eens sê nie. Want sy laat alles toe, dis alles toegee, dis alles toelaat. En ek moet vir jy sê, dis nie liefde nie. As so 'n kind wat alles toegelaat word, eendag in die tronk beland, of erger nog, gaan vermeng en verbasters, en bastertjies voortbring, teen die 2de en die 5de en die 7de gebod, wat egbreek en dan ook verbastering insluit, sal die ouers van daardie kinders besef, dat dit nie liefde was, wat alles toegelaat het. Die liefde is nie wetteloos nie. Dis ook gehoorsaam aan Elohim se gebooie, juis uit liefde. Die ware liefde soek ook die hoogste en die beste vir die wat hy liefhet. Liefde erken wette, betaal die prys, soek die hoogste, die beste teen enige prys. Dis wat liefde is. Daarom het ons Heiland sy lewe gegee vir die wat hy liefhet. Vir wie hy gekies het om lief te hê, vir jou en vir my, as deel van sy uitverkore volk, as deel van sy uitverkore geslag en ras. Daarom het Messia Yeshua vir ons 'n nuwe verbond gegee, met al die wette, oftewel die 10 gebooie, eintlik saamgevat en eintlik vervang met die nuwe gebod van die liefde, soos gevind in 'n hele paar plekke in die Nuwe Testament. Markus 12 vers 28 tot 32, jy ken dit almal. Kom ons lees dit. En Yeshua antwoord op, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, luister Israel. Onse Elohim is 'n enige, Jahwe. Daai enige kan jy vervang met saamgestelde, want hy is een eenheid, alhoewel hy manifesteer as Vader, Seun en Heilige Gees. Vers 30, en jy moet Jahwe, jou Elohim lief hê, eerstens, uit jou hele hart, 2, uit jou hele siel, en 3, uit jou hele verstand, en 4, uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, vers 31, hieraan gelyk, dis gelyk. Nie een ligter of een swaarder nie. Jy moet jou naaste, volksgenoot, lief hê, soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. So hierdie eerste gebod het eerstens 4 dimensies, uit jou hele hart. Daar staan in die Grieks kardia, kardiologies, almal hoor die woord, né? Dis jou hart, dis jou geesdimensie, met jou emosies en jou gevoelens. Dan is die vraag, wat kies ek en jy? Kies ons vreugde en blydskap, rustigheid en vrede? Of eerder onrus en swaarmoedigheid en norsheid en verdriet en hartseer? Jy kan dit kies. Jy kan besluit, ek is nie nors nie, ek is vrolik, ek is opgewonde. Tweedens, uit jou hele siel, die Griekse woord is 'n interessante een, spoukai. Ons gemoed, wat dink ons? Wat se gedagtes is in ons kop die hele tyd? Wat maal daar? Kies ons om ons gedagtes te rig op sy woord? Soos die woord sê, te bedink alles wat lieflik en loflik is, om te bedink positiewe, kreatiewe gedagtes, of is ons vasgevang in die negatiewe? Wow, dit gaan sleg in hierdie land. Ja, ons weet dit. Derdens, uit jou hele verstand, dianoia. Dis deel van ons denke, daardie diep gedagtes en jou insig. Dis nie die woord eintlik beteken, ons insig wat ons het. Wat sien jy raak? Wat sien jy in? En dit gaan daaroor wat ons sê, wat ons spreek. Ons ken almal spreuke wat sê in die krag van die woord is daar baie dinge, né? As dit wat ons sê, dit is van groot krag. Is ons gesprekke tot sy eer en opbouing? As jy 'n grappie vertel, mag Yeshua dan na luister. Dis 'n baie harde een daai, né? Vierdens, uit jou hele krag, iskoos,
staan daar in die Grieks, né? Dit wat ons doen met alle mag en krag. Dis ons doen aksie, is dit met ywer en passie. Sit ons regtig alles in alles wat ons doen? Of is ons maar so traag, my nie agtig en lusteloos, sonder daardie vuur in ons? En ek wil opsom hierdie deel, dat alles wat ons doen, sê en alles wat ons dink, sê en doen, is om hom te behaag, dat hy daarvan hou. Maar altyd met die besef, dat selfs ons beste pogings, is vir hom soos 'n verwerplike kleed, sê die woord self. Dat ons altyd sy genade nodig het om dit te aanvaar deur geloof. Nou die tweede deel, wat gelyk is, presies gelyk, is om die eerste een is om jou lief te hê met jou alles, is om jou naaste lief te hê soos jouself. Nou ons lees in Matteus 22 vers 39, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Daardie woord soos jouself is selfliefde. En ons weet wie ons naaste is, dis net eie volksgenote, niemand anders nie. Nie Vader se woord verklaarde vyande nie. In Genesis 3:15 sê hy, daar sal vyandskap wees tussen jou nageslag of saad en haar nageslag en saad. En daai vyandskap is nog nooit opgehef nie. En dit sal nooit opgehef word. Daai is Vader se woord verklaarde vyande, jy mag hulle nie lief hê nie. Nou die woordjie lief hê soos jouself. En ek wil herhaal, dis gelyk aan die eerste gebod, nie minder of meer nie. En baie mense praat van selfrespek hê, maar dis nie die woord wat in die Bybel voorkom nie. Die Bybel praat van selfliefde. En dan bedoel die Bybel dat ek alles moet lief hê wat my eie is, my eie gees, siel en liggaam, my eie oortuiging, my eie godsdiens, my geskiedenis, my tradisies, maar altyd in lyn met die woord. Mag nooit in uitlyn uitlees nie. En dan wil vir jy sê, ook jou eie taal, ons eie geestesgoedere. Jy en ek moet alles lief hê wat ons is en wat so aan ons behoort en so alles wat ons van ons ouers gekry het. En jy moet jou naaste lief hê soos wat jy jouself lief het. En dan kom die vraag, wat is my binneste? Daardie kennis, daardie waarheid, die oortuiging, jou regsgevoel, dis my eie, dis my innerlike self. En so moet jy en ek dan eintlik in ons binneste bietjie inkyk. En ons moet aandag gee aan ons innerlike self. Hoe lyk my innerlike self? Wat het Elohim daarin geplant, daarin geskape, in sy beeld is? Jy en ek moet daardie innerlike self waardeer. Jy moet dit versorg, jy moet dit bewaar. En ons moet daardie innerlike self ook so reg lief hê. En as ek sê reg lief hê, bedoel ek, dis nie perverse inhalige trots nie, of hoogmoedigheid, of selfsug nie. Ons moet ook ons uiterlike self lief hê. Dit respekteer. Dit beteken, dis die fisiese liggaam as sy tempel eer, versorg en bewaar en oefen en beskerm. Die program wat ons aan deelneem, die vroukie bid elke dag vir die mense. En dit gaan daarom om Jahweh te vereer. Ook met jou liggaam. Dis beide innerlik en uiterlik. Geestelik, sielkundig en fisies. Deel van Vader se syn. Deel van sy naam dan in aanhalingstekens. Daardie afsonderlike kentekens wat jy is, sy beeld is. Selfliefde is ons plig. Kom ons vat 'n paar Bybelse voorbeelde. Josef gaan bly 'n ruk in Egipte land. Hy is so toe gestuur, sonder dat hy self gekies het. Maar hy word nie Egiptenaar nie. Nes Moses. Albei van hulle hou vas aan die geestesgoedere van hulle ouerwyse. Hy eer sy vader en sy moeder so. Kan jy sien hoe vervleg geraak hierdie goed?
Josef, daar in Egipte, die verleiding kom op sy pad deur en met Potifar se vrou. En hy kon horeer het, of dalk verbaster het en 'n baster nageslag verwek het, maar hy hou vas aan sy Elohim en sy gebooie. Hy bewaar Elohim sy uiterlike individualiteitskenmerk, sy beeldnis. Hy eer so sy vader en sy moeder. Hierdie goed is nooit losstaande van mekaar nie, het vat alles hande. Want hy eer dit waarmee sy ouers hom opgevoed het. Moses groei op in Farao se paleis, tussen al die weelde en die skatte en al daai autoriteit wat hy kan geniet. Maar hy hou vas aan sy geestesgoedere wat hy van sy ouers gekry het. En hierdie geestesgoedere is in sy binneste. Dis sy eie, dis sy innerlike self. Hy verwater dit nie, hy maak dit nie waardeloos nie. Is hy met my? So baie van ons mense het vandag ontwortel geraak van hulle eie, van hulle vaderland, van hulle taal en tradisies. Hulle ontvlug en vlug eintlik terug na die kospotte van Egipte, na Europa. Egipte vandag is eintlik Europa vandag. Na die Britse eilande, baie gaan na die VSA toe, die Assirië van vandag. Ek verstaan, baie het geen inkomste en kan nie werk kry nie. Maar baie is weg om daar te gaan geld maak en of die eie bas te probeer red en beskerm. En dit letterlik vlug hulle na die nasate van Egipte wat Europa is, en dan na Ephraim en Manasse. Ephraim, die Engeland, en Manasse, die VSA, Assirië van vandag. En dan, wat vir my tragies is, duisende dink dat vlugtelingstatus daar in die VSA is die antwoord. En hulle gee baie meer op as wat hulle ooit besef. Want net 'n dekade verder is die meeste van hulle sonder hulle eie taal. Ons boere-Afrikaners, mense, baie van hulle versaak hulle godsdienst, hulle taal, hulle kultuur, hulle tradisies. Iemand sê nou ander dag, jeug, volksspele, sies. Ek sê, mense, weet jy wat, jy is besig om te spoeg op jou voorvaders. Nie sê jeug en sies nie. Gaan kyk daarna, neem deel, dan sê ek nie. Hulle kultuur. Baie van ons mense kan nie bekostig om te vlug nie, maar bly maar hier, maar hulle versaak steeds hulle herkoms. En so maak hulle die beeldnis van Elohim waardeloos deurdat hulle in kerkisme en katholicisme verval het en deur die Joodse geldmagte verkneg gemaak is aan die sisteem van humanisme en liberalisme. En baie van hulle dien afgode soos Mammon en soos Eros. En ons het daar nie 'n klomp jare terug uitgedink met die naam Rakkebos. Dis rugby. Ja. En hulle dien hulle baie ver meer as die Elohim van die Bybel. Allerhande gewoontetjies. Ons is vandag Moedersdag. As 'n klomp mense, en ek het 2 verskonings gekry, jammer, ons het 'n Moedersdag funksie. En weet jy, dit gryp aan my hart. As ek besef, die mense verstaan nie, waarmee is hulle besig? Ja, nog 'n voorbeeld in die Bybel. Obadja bly getrou daar in Agab se paleis, tussen al die Baalpriesters, en hy bly getrou aan sy eie self. Net so, Daniël word eerste minister daar in Babel by Nebukadneser, maar hy bly getrou aan sy eie self. Hy buig nie voor die afgode nie. Hy gaan bid 3 maal 'n dag. Jy ken die storie. En so eer hy sy vader en sy moeder. En hy behou die beeldnis van sy Elohim. En dit kan nie anders doen, want jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis moet jy jouself lief hê soos jou naaste. En ek en jy moet die self reg lief hê, omdat die self vanuit Elohim is en sy beeldnis is. Ek wil net nog 'n ding byvoeg. Elohim het Josef se ouers gekies, ook Moses en Daniël se, ook joune. Of jy van hou of nie, hy het jou ouers vir jou gekies, né? Ja, Jahweh Elohim plan die siel in daardie huis,
in daardie godsdienst, in daardie volk, in daardie nasie, in daardie taal, in daardie geskiedenis en in daardie tradisies. En Elohim sê, eer jou vader en jou moeder. En dan is die bedoeling daarby, hou vas aan al die geestesgoedere van jou ouers. En daardie spesifieke ouers wat hy vir jou gegee het. Daar's altyd 'n voorwaarde, mits hulle natuurlik godvrugtig lewe volgens die Bybel en in lyn met sy woord is. Hou vas, dan is die bedoeling, jy moet jouself, wie en wat jy is, respekteer. Jy moet jouself, jou herkoms en jou erfenis lief hê. En jy kies om dit te doen. Daardie self is die beste wat Elohim jou gegee het. As jy dit doen, sal jy as volk nie uitgeroei word nie. Sal die volk bly voortbestaan, sodat jou dae verleng mag word, want as jy jou voorouers so eer, en die erfenis wat jy ontvang is so eer, dit wat al die kinders in hulle ouerhuise gekry het, so eer, dan sal jy lank lewe, is die woord se uitspraak. Nie? En inderdaad word die moeder van ons almal wat ons volk is dan so geëer. Maak hierdie begrippe vir u nuwe begrippe vir u sin. En kyk ons om ons heen, is dit eintlik 'n smartlike waarheid dat ons moeder as volk word nie regtig meer geëer. En by herhaling, ons mense vlug eilings, en baie van diegene wat dit bekostig. En 'n groot deel van die leiers het verleiers geword. Luister gister na 'n ou, hy sê, ons eer ons voorvaders, want kyk hoe vry leef ons nou in hierdie land. En 'n ander man sê, is jy mal? Waar is die vryheid waarvan jy praat? Hulle moedig ons mense aan in die verkeerde. So neem baie hierdie humanistiese, liberalistiese jodendomse vervoersels aan en wil alles meedoen. Ons is die afgelope week gemaan, ons moet tog asseblief gaan stem in hierdie verkiesing wat kom. Ja, stem waarvoor? Ons kan bewys, ons het die bewyse dat selfs in die vorige bestel voor 94 was dit bedrog. Dit was gekook, dit was 'n hele storie. Die verkiesings van die ou bewind toe. En ons eie mense is blind en sien nie, en doof en hoor nie. En die strafgerig en die vloek van die vaders heers dan nog. Dit terwyl ons op Elohim behoort te vertrou en moet vertrou, en sy gebooie en liefde behoort te eer. Die tweede, die vyfde, ja, en selfs die sewende gebod. Want, ek wil vir jy sê, 'n halwe teks is nie die volle waarheid. En dit is baie keer dan ook 'n leuen. Die wêreld en veral die Christendom is verskriklik lief in Hebreë, en hulle haal baie keer vir jou net 'n halwe teks aan, of 'n teks uit konteks, of nie die een teksie, of 'n versie hier, of 'n versie daar. En dan kan hulle dit so draai, dat dit eintlik leuns is, en verdraaiings is. Of hulle dink die vertaling is die alfa en die omega. Iemand sê nou ander dag, hoe durf julle die naam Here en Jesus uit die Bybel uithaal? Hy sê, dit staan in die Bybel. Ek sê, hoor die broer, dis die Afrikaanse vertaling van die Bybel. Weet jy waar kom hierdie verdraaiings vandaan? Hulle kry dit van die groot verleier self, van die Satan Halal. En hy haal ook baie keer 'n teks aan, dink bietjie toe Mosia in die woestyn was, daar gestaan geskrywe, Jahweh sal jou beskerm, sodat jy jou voet nie sal stamp. Dit sê hy so waar vir die Messia. Maar meester Yeshua, dis reg, sê dis reg. Maar daar staan ook in nog 'n teks, jy mag Jahweh, jou Elohim, nie versoek nie. So jy moet die duiwel baie keer terugslaan met die woord. En dan moet jy hom asseblief hard slaan, hè. Ja. Die waarheid, die volle waarheid, is gewoonlik in meer as een teks, in tekste in konteks gebruik, en hier is die waarheid in 2 tekste. Vandag hoor ons baie keer dat die duiwel tekste aanhaal deur die monde van die liberales in Nuwe Suid-Afrika, met die sogenaamde agtergeblewenes. Kom ons gee 'n voorbeeld. Hulle sê nou ander dag, nee, jy met jou ander wang draai. En as daar nou plaasmoord
gebeur het en voortgekom het, dan moet jy hulle vergewe. Jy moet hulle vryspreek. Ja, daar is 'n deel daarvan wat waar is. Maar weet jy wat sê hierdie ouens sê? Ja, slaan my maar op die ander wang. Hierso, né? En ek sal ook die ander wang mee te draai. So, slaan hom maar tot jy lekker kry. Kom ons sit dit in vandag se taal. In ander woord, vat maar my goed, beroof my maar, verkragt my maar en vermoor my maar of my mense. Ne? En ek sal vir jou bid as die nuwe Afrikaner, ne? Dat jy tot bekering kom en dat God jou sal red en dat ek jou sal kan vergewe. Ek haal woordeliks aan uit WhatsApps wat ek gekry, WhatsApp boodskap. En feitlik almal van ons volk is so lekker geïndoktrineer en gebreinspoel met halwe waarhede en halwe leuns, want jy moet die saak van vergifnis verstaan. Jy spreek hom vry sodat jy kan vrykom. Nie dat hy kan van sy sonde ontdaan word. Meester Yeshua staan voor Pilatus, terwyl hy al eintlik klaar, by wyse van spreek sy ander wang gedraai, dan vra hy aan Pilatus, eerste dit begin, waar slaan jy my? Ek kan my gerus vra oor die ander wang draai storie na die erediens. Johannes 18 vers 23. Yeshua antwoord hom, as ek verkeerd gespreek het, getuig van die verkeerdheid, maar as ek reg gespreek het, waarom slaan jy my? Hy was toe nog nie gemaak om nie. Hoor hierdie woorde. Ek moet myself reg lief hê, soos ek my naaste lief het. Die meester sê hierin is die samevatting van die wet. Levitikus 19 en ander tekste sê vir ons duidelik wees ons naaste. Ons moet die barmhartige Samaritaan wees en word vir ons mede-Samaritaan. Nie vir ander volksvreemdes nie. Nie vir Elohim se woord verklare vyande. En as ek my naaste so lief het, ek sal hom nie wil vermoor nie. Ek sal hom nie wil besteel nie. Ek sal nie sy goed begeer. As ek my naaste lief het, sal ek hom gun, lewe, gesondheid, geluk. Sal ek hom sy besittings gun, sal ek hom sy goeie naam gun, ek sal hom nie beskinder nie, daarom staan daar, jy mag nie skinder nie. Ek sal nooit wens om sy goed te wil hê nie, of te kry nie. Ek sal die tweede gebod verstaan, en nie oneervol optree in my daaglikse handel en wandel nie, en so die reputasie en die eer van Elohim se beeldnis skaad op enige manier, of waardeloos maak nie. Ek sal sy naam, sy shame, nie skade aandoen nie, nie waardeloos maak nie. En ek sal, as ek die 5de gebod verstaan, my vader en my moeder eer, deur so te leef, dat hulle opvoeding wat met die hulp van Elohim aan my oorgedra het, steeds gerespekteer word. Dat hulle kan sê, ons kan sien, hy is jou pa se kind, jou ma se kind, dat jy eervol optree, daardie opvoeding wat ons gekry het. En dit sluit in, weer eens, die innerlike en die uiterlike self. Ek sal die liefdeswet van die Agape se liefdewet verstaan, en alle skepsele respekteer, van die ander soortiges tot die hond en die kat, by wyse van spreke, ne? En ek sal hulle lief hê, deurdat ek hulle werklike verwante waardes sal verstaan volgens Elohim se skepping en alles wat aan hom behoort. En dit wat nie van hom en nie vanuit hom is nie, en nie aan hom behoort nie, soos die Satan saad, moet ek net soos die Elohim self haat, met die perfecte haat, soos koning Dawid skryf in Psalm 139. Dit beteken absoluut minag met die minagting wat dit verdien. Dit gaan egter engele kos om te wys, nou wie is almal Satan saad, want ongelukkig lyk baie nes jy en ek. Dis ons groot probleem. Nou, daardie term jou naaste soos jouself. Die meester sê nou ook hier dat ek myself moet lief hê. Al wat ek vir my gelowige Adamiet, medemens en ander gun, moet ek dus ook vir myself gun.
Gun ek vir my naaste sy kerk, sy geloof, sy godsdienst en sy taal, dan gun ek ook myself, my eie geloof, my eie godsdienst, my eie taal. Kan jy sien die jou naaste soos jouself? Gun ek vir my naaste en die medemens sy land, sy erfdeel, sy gebied, sy vryheid, sy vrede, dan gun ek dit ook vir myself, my eie land, my eie gebied, my eie vryheid, my eie vrede. Is jy met my? Selfliefde gee krag. Ons het gepraat van Josef en Moses en Daniel, en hulle was sterk manne. En dis hierdie selfrespek en hierdie selfliefde wat hulle so sterk maak. Hulle geloof in Elohim wat hulle sterk maak. Hulle waai nie saam met die winde nie, hulle dryf nie hier saam met die stroompie af nie. Hulle laat hulle nie beïnvloed deur die omgewing en die omstandighede. En dan wil ek sê, was Joshua nie die sterkste man ooit nie? Het hy nie gestaan vir dit wat Elohim in sy binneste as mens ingeplaas het nie? Hy het volhard tot die einde toe, tot die dood toe. En was al die apostels nie ook baie sterk manne nie? Karl Marx, een van die vaders van kommunisme, het gesê, godsdienst is soos opium vir die mense, kom ons gee dit vir hulle, maar sodat hierdie Christelike godsdienst uitgeroei kan word. Kom ons roei hierdie Christelike godsdienst uit, want die arme mense wat godsdienstig is, laat hulle maklik beroof en verdruk, en hulle sê niks, hulle doen niks nie. Einde van aanhaling. En hierdie gebreinspoelde, liberale godsdienst, gaan lê maar. Die ander kan ons maar beledig en verdruk, beroof en vertrap, en verkrag en vermoor. En daarom met die destydse kommunistiese Rusland, voordat nou verander het, die Christelike godsdienst, so te sê uitgeroei of tot vers gemaak daar in Rusland. Dankie dat daar 'n verandering gekom het. En ek wil vra, is dit godsdienst? Om maar net oor te gee, te gaan lê? Om elke ou sy eie godsdienst te gun. Ek praat van die ander soorte geloof. Meester Yeshua sê, met jou naaste lief soos jouself, maar mag hy jou dan maar beroof en vertrap soos wat hy wil? Erger nog, dat jou verste dit in die oortreffende trap mag doen. Ons praat nie eens van die volksvreemdes nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, daarom moet jy jouself lief hê net so jou naaste. Nou nog so 'n aanhaling, een Jood het eendag gesê, ons in Suid-Afrika is nie bang nie, en is 'n baie bekende politikus in ons land. Hy sê, want die boere se godsdienst red ons. Ek is verstom oor die opmerking. Wat beteken dit? Dat 'n Christen nou mak en lamsakkig is? Mag 'n Christen, kan ek maar vra, nie 'n bloedseier afskip nie, soos 'n bosluis. Dis seker so dat hy sy sogenaamde naaste liewer het as homself. As hy dit so verkeerd vertolk en verkeerd gebreinspoel is, dan sal hy nie die bloedseier wil afskip nie. Die bosluis kan dan maar bly sit en jou bloed uitsuig. Die van u wat in beeste groot geword het, of iets weet van beesteboerdery, pas op, party is dalk wondpoot bosluis. En waar hulle vasbyt, vrot dit, en dit maak jou dodelik siek. Vroulief het bosluisbytkoors gehad en nog bosluiskoors op, en dit was 'n baie groot ramp. Die bondsoort bloedseier mense is eintlik dodelik vir elke Adamiet en Israeliet. Nou ons lees in die Apokryfe boek dat die Makkabeërs is op die Sabbat aangeval en hulle is so feitelik uitgeroei. 'n Deel van hulle het nie teruggeveg nie, want dit is die Sabbat. As jy wette nie verstaan nie, het jy moeilikheid. Die Sabbat is vir die mens gemaak, nie die mens vir die Sabbat nie. Dan, as hulle sal aanval, al is dit op 'n Sabbatdag, soos met Bloedrivier, kan en mag en sal ons verdedig. As die duiwel teks sal opsê, dan sê meester Yeshua, moet ons ook dieselfde doen. Jy moet hom aanvat met die woord. Die ware Christendom
maak sterk mense. En hulle word sterk deur te oefen in die woord, né? En in die daad van die woord. Nie net die woord aanhaal nie, jy moet dit doen ook. Selfliefde handhaaf Elohim se gebooie uit liefde. Sê vir die medemens, en ek praat van naastes, ek kies om jou lief te hê en ek sal niks van jou vat nie. Maar ek het jou ook so lief, soos ek myself lief het, en ek sal nie toelaat dat jy van my iets vat. As in ons gemeente gevalle waar beloof is, deur medemense, deur ons naastes, en jy mag dit nie toelaat nie. Ek het op 'n stadium gedag oor dit my oor dit my volksgenotes, moet ek dit maar oorsien. Die Vader het my duidelik gesê, nee, jy mag nie. Jy moet jouself lief hê, hy mag nie net van jou vat nie. Al is hy jou naaste. Sê vir jou naaste en medemens en verander, ek sal nie oor jou baas speel nie, maar ek het myself net so lief dat jy nie oor my mag baas speel nie. En in baie huwelike en verhoudings sit jy met die wat noem hulle dit in die sielkunde? Narcisme. Dis daar die Isebelgees. Jy mag dit nie toelaat nie. Ek sal nie oor jou heers nie, so jy mag nie oor my heers nie. Dit geld des te meer vir volksvreemdes wat nie naaste is nie, maar die verste. Dis die ware godsdienst van die Bybel. Spreuke 8 vers 13 sê, die vrees van Jahwe is om te haat wat sleg is. En dan lys hy hier 'n klomp hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n heiligagtige mond haat ek. As dit in jou naaste is, moet jy dit ook haat. Jy moet dit aanspreek. Jy mag dit nie oorsien of ander pad kyk nie. Godsdienst is nie net 'n gevoel of 'n emosie nie. Dis handel, dis doen, dis lewe. Dis trouw optree aan die kant van Elohim in en met en deur sy krag. Optree teen sonde en verleiding en dit weerstaan. En dit behels dat ons die sonde en die gevolge van sonde, wat ook nageslag van sonde is, wat ons moet haat. Soos wat Elohim dit dan. Mag nie emosie raak by betrekking. Daardie haat is korrekte minagting. Die ware Christen is dis altyd partydig, nooit onpartydig. Jy trek party vir Elohim vir dit wat reg is. Godsdienst is nie net 'n krag wat gereserveer word. Iemand vertel 'n ander dag, die man het gelukkig op sy sterfbed tot bekering gekom en ek sê halleluja. Maar dis nie waarvoor godsdienst is nie. Godsdienst is om daagliks party te trek vir Elohim, vir die woord, vir die reg. Dis nie net 'n emosionele diep aandoening wat diep weggesteek is nie. Volgens Romeine 12 staan daar, ons redelike godsdienst is dat ons liggame moet stel as 'n God welbehaaglike offer. So jy moet jou liggaam offer op baie maniere. Ons godsdienst is 'n krag wat ons hart volmaak maak en wat oorloop van liefde in ons woorde en in ons dade, en dis 'n aktiewe saak. Dis nie iets wat jy net droom nie. Dis nie defensief nie, dis offensief. In ander woorde, ons verdedig nie net nie, ons tree aanvallenderwys op. En dis 'n godsdienst dan van doen en durf. Op 'n ander manier gesê, dis nie 'n godsdienst van weghardloop of wegkruip of vlug of maar net stil bly nie. Iemand sê nou 'n ander dag, nee, hierdie mense praat verskriklik weer. En hy sit maar sy dink. Ek het lank daaroor nagedink, en toe ek hierdie boodskap voorberei, ek besef ek het dit ook al baie gedoen. Ek het maar net stil gebly. Jy mag nie. Dis nie om beter wyfvelle elders te gaan soek nie, of voorspoed oor die waters nie. Dis 'n godsdienst, as dit ware godsdienst, wat probleme omskep in geleenthede, wat handeling optree teen die sonde en teen alles wat onchristelik is, en waar daar nie onpartydigheid vir sonde bestaan. Dis lig teen duisternis. Dis die waarheid teen die leuen. As ons nie partydig wil wees nie, plaas ons Messia eintlik aan die kant van die duiwel. Dink jy mooi daaroor. As jy niks doen en niks sê nie, dan plaas jy hom aan die kant van die duiwel. Yeshua is teen die sonde en daarom
kan enige een van ons nooit onpartydig wees daarteenoor nie. Want wie nie vir en met hom is nie, is teen hom. Ons sluit af. Daarom moet ek en jy met hierdie nuwe kennis oor die gebooie, veral die nuwe gebod, dit eer en weet hoe om Elohim se beeldnis te handhaaf en ons Vader en ons Moeder te eer en ook ons hemelse Vader en ons Moeder in aanhalingstekens wie ons volk is, sodat ons lank in hierdie land kan woon en lekker oud kan word in gesondheid. Ons erfenis is met bloed gekoop deur ons voorstate in hierdie land en is deur 'n gelofte aan ons geskenk en het meester Yeshua se bloed op Golgotha vir elkeen van jou en vir my betaal vir die ewige lewe. Dat ons vry kan wees. Geen wet gaan jou red. Geen wet gaan vir jou saligheid beteken nie. Maar slegs sy genade alleen. Ons herkoms is bepaal deur ons Skepper verlosser. En mag ons en ons kinders dit weet en dit ook uitleef. Amen. Kom ons bid saam. Ons meester, baie dankie dat U ons iets meer kon leer rondom U gebooie. En baie dankie dat ons deur U 'n duidelike pad aangewys word. Ons raak so maklik verstrik tussen al die bome van denkrigtings en allerlei breinspoeling wat om ons is en die media wat ons elke dag bombardeer, dat ons baie keer nie die pad kan sien nie en nie die bome kan onderskei nie. Dankie dat ons vry word van tradisies waar ons vasgevang was. Dankie dat U wysheid en insig in elkeen van ons se binneste gevestig het en dat U ons daarmee salf as 'n gawe en as 'n geskenk uit U hand. Dankie dat ons deur U krag en U autoriteit sal en kan leef tot U eer en verheerliking.